Goeiemôre geliefdes. Ek sê goeiemôre want ek sit hier buite in die strand in Mosselbaai en ek hoor die see en ek hoop nie hy gaan te veel pla in die klank nie. Kom ons kyk of dit gaan werk. Maar dit is vir my voorreg om weer vanoggend 'n dingetjie op te neem en vir julle aan te stuur. Ek hoop dit is iets wat vir jou van betekenis kan wees en wat jy dalk kan gebruik, nie net vandag nie, maar ook in jou lewe vorentoe en jy kan dit gerus met iemand deel. Want dit is toch wat die evangelie wil hê ons moet doen. Dat ons dit sal deel met die mense rondom ons. So gaan vanoggend vir ons 'n stukkie lees uit Matteus hoofstuk 8. Dit is 'n baie bekende gedeelte waar Jesus die storm op die see stil maak en dan sit nou eintlik so gepas dat die see in die agtergrond is. So luister gerus saam Matteus hoofstuk 8. Lees ons van vers 23 af. Jesus het toe in die skuit geklim en sy disippels het hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm oor die see opgekom, sodat reuse golwe oor die boot gebreek het. Maar Jesus het gelê en slaap. Hulle gaan maak hom toe wakker en sê, Here, red ons, dit is klaar met ons. Maar Jesus sê vir hulle, waarom is julle so verskrik? Is julle geloof dan regtig so klein? Daarna het hy opgestaan, die winde en die see streng aangespreek, en daar het 'n groot kalmte gekom. Die disippels was oorweldig. Wat 'n soort mens is hy, dat selfs die winde en die see na hom luister. Ons lees net tot so ver, vers 27. Baie bekende gedeelte, nee, ek is seker daarvan, elkeen van julle het dit al gehoor, en het is lekker om dit dan nou weer te luister. So, net vir interessantheid, Jesus het hier in sy tyd op aarde, natuurlik 2 tipes wonderwerke gedoen. Die eerste tipe is waar hy wonderwerke aan mense gedoen het. Ons weet van 'n klomp van hulle, hy het 'n blinde man verskeie kere blinde mense gesond gemaak. Hy het melaatse ouens wat siek was gesond gemaak. Hy het ouens wat nie kon loop nie, genees sodat hulle weer kan loop. Hy het selfs vir Lazarus uit die dood opgewek. Dit is vir ons ook 'n baie bekende storie. Nou die ander soort wonderwerk wat ons vandag bietjie meer gaan na kyk is waar Jesus iets aan die natuur of in die natuur gedoen het. Die eerste en natuurlik sy heel eerste wonderwerk was toe hy water in wyn verander het. Dit was vir ons almal baie interessant geweest. En dan vandag gesels ons dan nou nog een van hierdie wonderwerke, waar Jesus die storm op die see stil maak. Maar ek dink voordat ons verder daaroor gesels, kom ons bid vir 'n oomblik saam. Ons heilige hemelse Here, hoe lekker is dit nie om hier in die natuur te kan beleef vanoggend, maar hoe lekker is dit nie ook om U op enige plek te kan beleef nie, in die kerk, in ons binnekamer, tussen ons vriende en familie, en ons kinders of kleinkinders se lag en gesels. U is oralste. U is in ons harte, U is in ons lewens, en ons is so dankbaar daarvoor. Here, maak vanoggend vir ons die woord oop, gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons dit sal ons eie maak, en dit in die dag wat kom, en in die week wat kom sal gebruik, om U naam te vereer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, so ons hoor hierso dat Jesus en sy disippels saam in 'n skuit op die see van Galilea is, en hierdie keer vang hulle nie vis soos die vorige kere nie, hierdie keer is hulle eintlik maar net op pad na 'n ander dorpie toe, en hulle vat toe sommer so 'n shortcut oor die see. Nou net om 'n prentjie van julle gedagtes reg te kry, terwyl ek julle vertel van die skuit en die see van Galilea. Nou die see van Galilea is eintlik nie 'n regte see nie, maar eerder 'n binnelandse meer, so ongeveer 18 kilometer lank en omtrent 5 kilometer wyd. So dis nie baie groot nie. Om dit dalk beter te verstaan, die van julle wat Mosselbaai ken, as jy daar op die punt staan en jy het dalk vir jou roomys gekoop en jy kyk so oor die see, oor die baai daar in die rigting van Kleinbrak, dan is dit omtrent hoe lank die see van Galilea is. En as jy dan nou van daai lyn af so dwarslyn trek, daar dwars verby Robbe Eiland tot by Diastrand, hier waar ek vanoggend sit, dan is dit ook omtrent hoe wyd die see van Galilea is. So julle kry die prentjie, né? Dit is nie die see soos ons dit hier in Suid-Afrika ken, die wye see nie, maar dit is eintlik maar net 'n klein stukkie water. So, maar julle het nou ook al gesien, die van julle wat dalk hier in Mosselbaai of in 'n baai beleef het, as daar 'n storm opsteek en die wind waai, hoe rof so 'n klein stukkie water kan raak, né? Ek raak partykeer sommer bang en seesiek, as ek net van die land af kyk, hoe rof die see en die water kan raak.
En net so was dit ook op die see van Galilea, as die wind opgekom het daar die relatieve klein meer se water lekker rof begin waai en groot golwe en branders gemaak. Ek dink die van julle wat al op 'n boot op die rowwe see was, sal kan saamstem, dit is nogal rof en erg. Ek het dit gelukkig nog nie beleef nie, ek wil ook graag nie dit beleef nie. Maar as jy dalk op die rowwe see al was, wil ek vir jou vra, hoe groot was die boot waarin jy was toe jy op die see was? En ek is seker die boot waarop jy was, het dalk motors aangehad, nee. Nou kan hom uit die storm uitry. So ons was eintlik, as jy dit beleef, was jy lucky geweest. Net vir nog interessante, die see van Galilea is so 200 meter onder seespieël, en dit is 'n baie interessante ding, ek kan dit amper nie dink nie. Hy lê so in 'n gat, en hy was maar so 46 meter diep, as ek nou reg kan onthou wat ek raak gelees het, so dis nie 'n baie diep massa water gewees nie. So toe ek en my dogter Megan, so 'n paar jaar terug hiervore gehad het om daar in Israel te kon wees, het ek 'n foto geneem van hoe een van die bote of skuite gelyk het, waarop Jesus en sy disippels op hierdie meer van Galilea was. 'n Groot gedeelte van so 'n skuit het hulle daar in die see opgegrawe en in 'n museum gesit daar reg langs die see in so 'n mooi glasgebou. En 'n mens kon langs die bootjie staan en dan besef jy, dit was maar eintlik 'n klein skuitjie gewees. Is nie baie lank nie baie wyd nie. En dan was hy natuurlik maar baie vlak ook, wat beteken met 12 manne binne-in op rowwe water was die bootjie maar naby aan die wateroppervlak gewees. En die bootjie het ook natuurlik nie Mariner of Yamaha of Kawasaki outboard motors opgehad nie. Die disippels het die bootjie geroei, seker Jesus ook dalk, ek weet nie, of hulle het van die bootjies het dalk seile opgehad, maar in die storm sak maar die seile, en dan was hulle nou op hierdie bootjie gewees, hierdie klein bootjie, die 12 of 13 manne, in die donker nag, en die storm het opgekom. Ek dink, as net om daaraan te dink, raak ek bang vir die ouens se part. So, om van bang te praat dan nou, dink ek is dit waaroor hierdie boodskapie vandag gaan, die feit dat Jesus se disippels bang was, en dit terwyl Jesus saam met hulle binne in die boot was, nee. So wat hier gebeur het is, Jesus het die hele dag gepreek en mense gesond gemaak, en toe hulle in die boot klim, was hy regtig uitgeput en hy het sommer daar in die boot aan die slaap geraak. En dit wys ons ook dan sommer dat Jesus op daardie stadium regtig 'n mens was. Hy kon seker maar sy moegheid weggepraat het as hy sou wou, maar omdat hy as 'n mens op die aarde geleef het hy regtig moeg geword, en net soos ek en jy moes hy slaap kry om sy energie te herwin, om weer aan te gaan met die werk en die lewe waarmee hy besig was. So terwyl hy lê en slaap, het die wind opgesteek en die water al hoe rowwer begin word, totdat dit so rof geword het dat die disippels dit nie meer kon uithou nie. En toe besluit hulle moet vir hom wakker maak, en ek kan nou net dink wat moes gebeur het. Matteus het seker daar vir Judas gesê, maak jy hom wakker. Toe sê Judas, nee, not is okay, maak jy hom wakker. Toe sê Petrus seker, boys, ons gaan versuip, ons moet hierdie ou wakker maak. So toe maak hulle vir Jesus wakker, en sê vir hom, red ons vergaan. So wat dink julle wou hulle gehad het toe hulle dit van hom vra? Wat dink julle het hulle gedink gaan gebeur? Het hulle gedink Jesus, dink dalk Jesus sou hulle troos, of hulle vashou, of bemoedig, of dalk 'n kringetjie saam maak en saam bid? Wat dink julle, sou Jesus dalk 'n ander boot geroep het, 'n SOS-sein gestuur het, en 'n ander boot geroep het om te kom help, of dalk life jackets uitgedeel het? Wat sou ons dink, sou die disippels wou gehad het as hulle vir Jesus wakker gemaak het? Ek dink hulle het eintlik nie geweet wat gaan gebeur nie. Dit klink so of hulle redelik verbaas was toe Jesus vir die storm sê om te gaan lê. So die eerste ding wat Jesus doen nadat hy wakker word, natuurlik sê vir hulle, hey ouens, hoekom is julle so klein gelowig? Nou, daar's 'n verskil tussen 'n klein gelowige natuurlik en 'n ongelowige. 'n Ongelowige, weet ons, is 'n persoon wat in niks glo nie, en 'n klein gelowige is iemand soos ek en jy. Iemand wat glo in Jesus, maar nog steeds twyfel. Ek doen dit gereeld. Ek glo in Jesus, maar wanneer ek partykeer in die moeilikheid is, dan twyfel ek maar baie keer. Ek sê baie keer, Jesus, ek glo jy kan my help, maar jy gaan vragies hierdie keer 'n wonderwerk moet laat gebeur. Voel julle nie ook partykeer so nie, nee?
En dit is hoe sy disippels dalk ook seker gevoel het. Hulle is gelowiges, hulle glo in Jesus. Hy is dan daar by hulle het 'n klomp goed gesien wat hy al reeds op die aarde gedoen het. Maar toe die storm kom, toe maak hulle hom wakker. En hulle het seker gedink, ons glo hy kan ons red, maar vir hierdie storm gaan Jesus moet wakker wees. Hy gaan dit nie in sy slaap kan doen nie. En net so gaan dit nou ook met ons, nie waar nie. Ons sê ons glo, maar wanneer die pop op die fan stryk, dan sukkel ons maar om alles in die Here se hande te los. As ons moeilikheid het, dan is die eerste ding gewoonlik wat ons doen, ons begin worry, en dan begin ons eie planne uitdink, en dan probeer ons self die probleem oplos voordat ons na Jesus toe gaan. So, wat is die les dan van hierdie storie nou eintlik, wat Jesus vir ons wil leer met hierdie wonderwerke? Ek dink daar's 'n paar lessies, en ek wil graag vanoggend so 3 van hulle probeer uitlig. Ek dink die eerste les, dit beteken nie as jy in Jesus glo, dat daar geen storms in jou lewe gaan wees nie, Inteendeel, as jy in Jesus glo en dit uitleef, dan gaan die ou duiwel jou pla en dit vir jou moeilik maak. Jy gaan verseker soms hartseer wees, en jy gaan bang wees, en jy gaan gekonfronteer word met sonde. Dis hoe dit is. Kyk maar net hierdie verhaal wat ons vanaand lees, of vandag lees. Jesus was by die disippels binne in die boot, en nog steeds, toe die storm opsteek, toe is hulle bang. En die triek is dan nou, en ek dink dit is die tweede lesie, wat gaan jy dan nou doen, as jy in 'n storm beland? Hoe gaan jy optree? Na wie toe gaan jy hardloop, as jy voel, jou lewe is 'n popo, wat die fan gaan tref? Jy kan natuurlik na allerhande dwelms, of medisyne, of pille toe hardloop, en ek sê nie daarmee pille en medisyne is verkeerd nie, daar is plek vir dit. Of ou kan aan mense begin glo wat snaakse teorieë verkondig. Of as jy dink die Here kan jou nie help nie, dan is jy verkeerd. Dan verstaan jy nie lekker wat Jesus jou wou geleer het met hierdie wonderwerk nie. Hy sê, beslis nie vir ons, dat wanneer ons in die moeilikheid is, kan ons maar net aanploeter nie. En ons eie planne maak en ons eie dinge doen nie. Hy wil hê, ons moet hom vra om ons te help. Hy wil hê, ons moet na hom toe kom met ons probleme. Maar, as jy dan, of moet ek liewer sê, wanneer jy dan na hom toe gaan, dan verwag hy dat jy volkome op hom sal vertrou, en al jou moeilikheid heeltemal vir hom sal gee. Ek weet ons is net mense, ons wil alles mos self fix, maar ek beloof jou, as jy volkome aan die Here oorgee, dan gaan hy jou verbaas met wat hy doen. Net soos die disippels verbaas was, dat hy sommer vir 'n storm opdrag gegee het om stil te word, nee? As ek aan die storm dink wat stil word, dan kry ek hierdie prentjie van 'n hond wat so met sy sterktes in sy bene in sy hok gaan wegkruip wanneer sy baas hom met hom raas. Dink net as jy vir ons sê, hey, gaan lê nou. En hy draai so stadig om en hy druk sy stert so tussen sy bene en hy gaan kruip in sy hok weg, nee? Sien jy die prentjie? Ek dink dis hoe dit moes gelyk het toe Jesus vir die storm gesê het, hey, gaan lê nou. Ons het mos gelees, die storm het doodstil geword. En dit is ook hoe dit vir ons gaan voel, as Jesus die storms in ons lewe stil maak. Jou moeilikheid gaan so met sy sterktes in sy bene, in sy hok wegkry. Ons lees daarvan in Filippense 4 vers 6 en 7, daar staan ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. En weet julle, en ek is seker van julle weet dit is 'n amazing gevoel. Daai gevoel van, ek gaan alright wees. Jesus is in beheer. Die laaste lesie vir vandag leer ons uit die vraag, maar hoekom kom daar dan nou storms in ons lewens? Het jy dit nie ook al gevra nie? Ek seker jy het. As ek dan nou vir Jesus aangeneem het, as my verlosser, en ek gaan kerk toe, en ek lees my Bybel, en ek bid, en ek doen nie my beste om nie sonde te doen nie. Hoekom beleef ek dan nog steeds moeilike tye? En hoekom gebeur daar dan nog steeds goed in die lewe wat mens seer en hartseer maak? Wel, ons het dit mos al gesê, dit is die duiwel en die sondeval se skuld, dat daar soveel moeilikheid op die aarde is. En of jy nou wil of nie, ek en jy is nou maar deel van daai moeilikheid, en ons gaan moeilikheid hê.
Wat ons uit hierdie storms in ons lewens leer, is eintlik wat saak maak. Die Here wil hê dat ons deur die storms moet leer om aan hom vas te hou. Hy wil hê dat jy ook in die boot moet lê en slaap wanneer daar 'n storm in jou lewe woed. Want hy sal wakker wees. Met elke storm leer hy ons om kalmer en rustiger te bly en meer op hom te vertrou. Om eintlik maar meer en meer soos Jesus te word, né? Hoe jy die storms in jou lewe hanteer, dit bepaal eintlik wie jy regtig is. Hoe jy optree in die storms, wys hoe sterk jou geloof in Jesus is. Dink net so daaraan, selfs al gaan jy dood in 'n storm, is daar nog steeds die ewige lewe saam met Jesus en aan God se voete. En dit is waarop ons moet fokus, né? Nie op die storms nie. Ons moet fokus op Jesus. Ons loop natuurlik heeldag en dink aan ons probleme, ek doen dit. Ons sien en beleef die storms, net soos die disippels, en eintlik is Jesus nog steeds die hele tyd by jou, soos ek net nou gebid het. Hier in die natuur, in jou huis, oral waar jy is Jesus by jou. In die storms ook. Jesus wil hê ons moet leer om in alle omstandighede op hom te bly fokus. Hy is by jou in al die storms van jou lewe. Die storms van bang wees, vir wat ook al. Die storms van die donker gat van depressie. Die storms van verhoudings wat nie lekker werk nie. Die storms van onsekerheid en angstigheid oor jou toekoms. En net soos Jesus hierdie storm op die see met net 'n paar woorde stil gemaak het, kan en gaan hy ook die storms in jou lewe stil maak, as jy hom daarvoor vra. Kom ons bid daarvoor. Here, die storms woed dag en nag rondom en binne in ons. Sal jy asseblief vir ons die krag en die wysheid gee om deur dit op U te bly fokus en ons dan te seën met die wonderlike seën van U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.